So die volgende week lees oor hoe goed ons lede in ons lewe is. Sy goednis, sy goedheid en guns volg ons alle dag van ons lewe. Dit maak nie saak hoe ver ons probeer van het af hardloop nie. Dit sal nog steeds ons volg as ons hom dien en ons hom kies bo enigiets in die lewe. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. It's all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. When you have led me to the fire in the darkest times, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Thank you, Here. Prediker 3. As ek reg onthou is hy hier iewers tussen die maps rond. Dis net 'n grappie, dis net 'n grappie. Nee my vriend, wat is prediker in Engels? Ek kan nooit onthou tussen Lamentations en dit alles, wat die een is wat die ene nie. Daar gaan sit ek en gaan kyk waar pas sy in tussen wat se boeke.
Ek sê Engels hier op Pel. Is so. Alright. So Prediker 3. Nou eers het ek hier die hele ding gehad, want ons is met die studente nou al 'n week besig met die dinge van die eindtyd en hoe naby die koms van Christus eintlik is en wat ons wys. Elke ding wat die woord van God sê gaan gebeur, is besig om in die wêreld te gebeur of het reeds gebeur. En ek het 'n hele ding beplan gehad en ek wil die tydlyne gewys het en elke ding en net presies wat oor is en hoeveel tyd regtig oor is en die paar goedjies wat wel nog moet gebeur voordat die koms van Christus moet gebeur, volgens die woord van God. Nou dadelik wil ek bysit, dit is alles wat die Bybel sê, dit is profesie wat die woord van God sê gaan gebeur, en weer eens wat besig is om te gebeur, en dit is nie nou 'n datum wat ek gee en sê dit is hier soos die koms van Christus en wat hy. So in elk geval. En terwyl ek besig is om voor te berei, soos wat die Here kan maak, ons is mos sy instrument, om change hy alles. Die hele ding. Maar ek loof hom maar voor, dit beteken tog, dit wat nodig is, moet gepraat word. En dit wat nodig is, dit wat God wil hê, gesê moet word, is wat uit moet kom. Dit is wat saak maak op die ou einde van die dag. So wil ons vat Prediker 3 vanaf vers 1. Hy sê, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer, 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg, 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Ek wil ons eers daar by vers 8. Baie duidelik sê Prediker, elke ding het sy tyd. En deur die woord van God sien ons, en hy sê daar in Matteus 24, kom die disippels en hulle vra, Here, maar sê vir ons, wanneer is die tyd van die einde van alles? En Christus vat hulle en hy sê, hy gee vir hulle 'n lysie, hy sê, julle sal hoor van oorloë, julle sal oorloë sien en gerugte hoor van oorloë. Daar sal aardbewings wees op plekke, mense sal mekaar begin haat, ouers en kinders sal teen mekaar opstaan, in opstand kom. En so gaan hy aan met die lysie en hy sê, wanneer julle hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is. Hy sê dan dan sal jy weet wanneer die tyd naby is. Verder aan, dan sê hy, dit kom ons nie toe om die bepaalde uur te weet, wanneer die koms van Christus is nie. Maar ons sal weet aan die seisoene, dat die oes ryp is. En elke ding wat ons besig is om te sien, wys vir ons, dat die oes ryp is. Maar dis nie presies waar ek wil uitkom hê. Soos ons hoor, daar's 'n tyd om te gaan en te red,
Daar's 'n tyd om verlore te gaan. Dawid in 1 Samuel 15 tot 17 het sy pa se skape opgepas, die kudde opgepas. En daar was tye wat 'n skaapie gegaan het, en dan Dawid het sy kudde gelos en hy het die skaapie gaan haal en teruggebring. Maar en dan was daar tye weer gewees wat hy daai skapietjie kom haal was deur 'n leeu of 'n beer. En hy hulle moes gaan red het. Maar daar's tye wat hy daai enetjie moes los omdat hy sy kudde moes beskerm. Ons leef in 'n tyd dat elke tweede persoon sê of voel nou, hulle is nou die swart skaap. Ons leef in 'n tyd wat elke ene baie vinnig is om te sê, ja maar los die 99 en gaan haal die een. Maar daai een wat gaan haal was, het nie 70 keer geloop het. Is nie 70 keer gaan haal nie. Die verlore seun, ons almal ken die verhaal, die verlore seun het gegaan, hy het gesê, hy soek sy goed, hy soek sy erfdeel, en hy het gegaan en hy het gaan uitleef, en dit was lekker terwyl hy die geld gehad het, en sy erfdeel gehad het en alles, en toe het hy op 'n tyd opgeëindig met niks, en hy het teruggegaan na sy pa toe, en hy het gesê, dit is vir my beter om 'n werker by my pa te wees, as wat dit is, om heeltemal tot niet te gaan, om af te sterf, en dan het ek in elk geval niks. By my pa het ek al werk ek, al stel hy my as 'n werker aan, en nie dat hy sê ek is nie meer sy seun nie, sal dit vir my beter afwees by hom, as om tot niet te gaan. Die verlore seun het gegaan, hy het teruggegaan en hy was verwelkom, hy was 'n nuwe kleed gegee, daar was 'n maaltyd gehou, alles, maar lees ons enigstens verder weer, dat daai selfe verlore seun 'n tweede, of 'n derde, of 'n vierde, of 'n vyfde keer weer gegaan het, en presies gaan doen het, wat hy geweet het, hy moes nie doen nie. Elke een is nie die verlore seun nie, verstaan my baie mooi, yes, daar is sommige wat is, en daar is die tye, wanneer daai persoon gered moet word, maar dit help ook nie, jy gaan heeltyd agter jou een skapietjie aan, wat rebels is. Dit is die definisie van swart skaap, is die skaap wat rebels is in die flok. Dis nie 'n fisiese swart skaap nie. Hy sê, daai skaap, dit help jy gaan agter daai een skaap, wat die heeltyd 'n keuse maak, om rebels te wees. En jy gaan haal hom heeltyd en gaan spandeer al jou krag en al jou energie agter daai een aan. Wat wil 'n rebels wees? Wat nie worry nie, wat nie wil regkom nie, wat nie wil gehelp wees. Terwyl jou kudde tot niet gaan deur die leeu en die beer wat kom en dit kom slag. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief het gekom te steel, te slag en te verwoes. Maar Jesus het gekom om vir jou te gee lewe en dit in oorvloed. Jesus sê, as jy my liefhet, laat my skape wy. Hy vra vir Petrus die tweede keer, het jy my lief? Hy sê, yes Here, jy weet ek het jy lief. En hy sê weer, pas my skape op. En hy vra hom 'n derde keer en hy sê weer vir hom, laat my skape wy. Om die heeltyd agter een aan te gaan, wat nie wil nie. Ek gaan nou mooi hoor waartoe kom het. Om heeltyd agter die een aan te gaan, wat nie wil nie, kan veroorsaak, dat die kudde in die kraal staan en vrek van honger. Jy kan ons nie jou skape in die veld los, terwyl jy al die ander die ander enetjie moet gaan soek, he. Het was by mekaar gemaak en binne in die kraal gesit,
plek van bewaring, 'n veilige plek. Terwyl gegaan was om die een te soek. Maar wat help dat jy gaan soek heeltyd die een wat nie wil nie? Die res van jou skape gaan dood in die kraal van honger. Daar's 'n tyd om verlore te gaan en 'n tyd om te bewaar. Daar's 'n tyd om iemand te omhels, liefde te gee, aandag te gee. Dan's daar 'n tyd om so 'n bietjie wat ons noem tough love te gee. Jy moet self 'n bietjie sterk staan nou. As 'n gesegde wat kom uit 1 Samuel 17 sê the unnecessary bleating of the sheep can cause you from slaying the bear and the lion. Ek het dit in 'n vorige ding ook gebruik tussen die studente. So ek weet julle, dit is redelik bekend onder julle al. Wat sê the unnecessary bleating of the sheep can cause you from slaying the bear, the lion. Partykeer is daar daai een of twee dingetjies wat die heeltyd daai gebleed is. Wat jy voel nou nie vreeslik aandag gegee word nie. Maar besef nie dat as iemand, as ons dit spesifiek, met dit bedoel ek die aandagtrekkers, die wat nie kom wanneer gevra word, kom vir berading. Die wat nie kom wanneer hulp gegee word en hulp aangebied word nie. Die aandagtrekkers. Deur die aandagtrekker die heeltyd aandag te gee. Die res van jou skape, die res van jou kudde verloor. Dink baie mooi daaraan. Yes, daar is 'n tyd wat jy die 99 los om die een te gaan haal. Maar ek sê weer, jy lees nêrens dat 40 keer daai selfe een gaan haal word. Daai selfe skaap. Weet jy wat gebeur met hierdie swart skaap? En ek sê weer, dit is definisie daarvan is die rebelse skaap. Die een wat uit die wil uitgaan, wat van die herder, uit die dinge uitgaan. Wat hy weet goed is, weet wat hy moet doen. Weet julle wat gebeur met hom? Hy is die eerste een op pad slagpale. Die eerste een. Die feit dat ons try help en vir jou tools gee en jou in 'n rigting probeer lei, is nie om jou te beheer nie. Dis om jou te help dat jy nie opeindig die slagpale. Want hierdie keer is dit net dalk vir ewig te laat. Ons leef binne in die einde en ons weet dit. Daar is nie tyd meer vir rondspeel nie. Daar is nie tyd meer om aandag te wil soek by mense nie. Jesus is baie streng wanneer dit kom by aandag soek by mense. Gaan lees gerus, Galasiërs 1 vers 10. Hy sê die volgende. Hy sê, soek ek dan nou nog die guns van mense, of soek ek die guns van God? Want sou ek dan nog die guns van 'n mens soek, kan ek my nie 'n dienskneg van Christus noem nie. Wat beteken dit as jy nie 'n dienskneg is van Christus nie? Gaan jy regtig hemel toe? Nie my net toe sit Wally oordeel. Nie my antwoord nie. Dink self by jou, wat sê die woord van God? As jy nie dienskneg is van Christus nie, gaan jy dan regtig hemel toe? Of jy 'n ander ding oopmaak bietjie.
Ons het deur die week gepraat oor die iemand try reghelp en binne in die kamers word ons gevloek. Dit word gelos en sulke dinge. Ek net 'n vraag. Paar. Gaan jy na die dokter toe en maak 'n afspraak by die dokter, dan gee hy vir jou 'n diagnose. Sê nou, okay, cool, jy het verkoue en hy gee jou medikasie vir die verkoue. En dan loop jy daar weg en dan vloek jy die dokter en sê, man, hierdie dokter weet jy, maar jy drink nog steeds die medikasie. Ja of nee, doen ons dit? Nee. Okay. Gaan jy na 'n mechanic toe, dan maak hy jou kar vir jou reg. Dan ry jy weg daar by die mechanic, dan vloek jy hom, want jou kar is nou reg. Ja of nee? Doen jy? Okay. Hoekom as dit kom by jou geestelike gesondheid en vir jou word tools gegee om jou geestelike lewe op te bou? En daar word vir jou riglyne gegee hoe om te leef volgens die woord van God, dit wat hy verwag ons moet en die manier hoe hy verwag ons moet, en dan word ons gevloek. Dink jy nie jy het met 'n lewendige God dan te doen nie? Hy sê baie duidelik, as iemand selfs 'n skewe woord teenoor 'n gesalfde van God sê, sal God self deel met daai persoon. Besef jy wat dit werklik beteken? Dit is nie jy gaan gepet word en gesê word, ag, asseblief buddy, moenie weer nie. Besef jy wat dit werklik beteken, terwyl iemand jou probeer help? Terwyl ons bid, Here, gebruik my as 'n instrument vir U. Gee U ons die wysheid en gee U ons die leiding hoe om iemand te help. En die hulp wat jy ontvang, vloek jy oor. Is dit regtig vir Wally wat jy vloek dan? Dink baie mooi daaroor. Maar dis alles wat gaan gebeur, ons weet dit. Wie sê hy dit? In Matteus 10. Hy sê Matteus 10:22, hy sê julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Hoor jy wat dit sê? Julle sal deur die wêreld, julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Hoekom? Ons hierso waar die liedjie, Here is my heart, Lord. Speak what is true. Maar wanneer die waarheid gepreek word, wil ons op ons pedestalkies klim. Ons trotsheid. Nee, hierdie ding is nie reg nie. Nee, ek gaan nie die ding los nie. Ek gaan nie die sigaret los nie. Ek gaan nie die dwelm los nie. Ek gaan nie die gevloek los nie. Ek gaan nie die geskinder los nie. Maar ons vra, Here, speak what is true. En wanneer hy die waarheid spreek met ons, dan verwerp ons hom. Vra weer, dink baie mooi, is dit regtig die persoon wat jy verwerp, of is dit vir God? Hy sê, Matteus 10 vers 14, dit is skriffies wat daar staan, maar ons dodge dit gewoonlik. Hy praat met sy disippels, dit is net nadat hulle die opdrag gekry het, in vers 8 het hulle die opdrag gekry, gaan dan, gemaak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, verniet het julle dit ontvang, verniet moet julle dit gee. En dan gaan hy aan en die disippels vra hom, Here, maar wat as die mense ons nie wil ontvang nie? Wat dan? Hy sê die volgende. Hy sê, as julle by die huis kom en julle vind die huis waardig, gaan bly daar. En as hulle julle ontvang, laat julle vrede op hulle rus. Maar as hulle julle wil nie ontvang nie, laat julle vrede terugkeer na julle. Skud dan die stof van jou voete af. En dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die dag van oordeel,
as vir daardie huis. Hoekom? Want jy het Christus direk verwerp. Jy het Christus direk verwerp dan. Die wat nie weet nie, die dooie see. Ek het dit 3 weke terug met Bybelstories met julle behandel. Die dooie see lê bo-oor Sodom en Gomorra. God het dit toegemaak met 'n see. Met sout so dig, jy kan nie sink in hom nie. Omdat hulle gesondig het, omdat hulle besig was met hoerery, man en man wat by mekaar is en by mekaar slaap, vrou en vrou, en my lys kan aangaan. Besef jy werklik waarmee jy te doen het? Vir daai plek sal dit verdraagliker wees. Vir daai plek sal hulle 'n minder van 'n oordeel hê as vir jou wat die woord van Christus verwerp wanneer dit gespreek word. En ongelukkig vir elke student wat hier sit, elke een van julle ken reeds die waarheid. Die feit dat jy die waarheid ken, die feit dat jy weet jou sonde is gewas deur die bloed van Christus en jy dit dan verwerp, beteken jy gaan 'n swaarder oordeel. Woord van God sê so. Ja. Jy weet, Jesus is my oplossing. Ons hardloop na 'n sigaret toe. Jy weet, Jesus gaan vir my die antwoord kan gee. Ons luister eerder die antwoord op Spotify. Van die pad af dinge. Terwyl Christus vir ons elke oplossing moontlik gee. Hier binne. Weet jy hoe kry jy nie jou antwoord hier binne nie? Jy moet hom dalk 'n slag oopmaak. Die antwoord gaan nie self uit hom uitspring nie. Jy moet hom dalk 'n slag oopmaak. Die einde is nie net hier nie. Ek het deur die week vir julle die voorbeelde weer gegee. Daai Red Heifer project wat julle gesien het. Die Red Heifer te sekere ouderdom wees sodat sy as gestrooi kan word, sy bloed gebruik kan word, die tempel uit te salf en om die grond waarop die tempel gebou word uit te salf. Die 3de tempel is die tempel waarin die Antichrist openbaar word. Voordat die Antichrist openbaar kan word, sê Tessalonisense, dit wat hom weerhou, dat die weg geruim word. Die wegraping moet gebeur. Die planne van die 3de tempel is reeds ingestuur. Planne van die 3de tempel is reeds goedgekeur. Hulle wag vir daai projek om klaar te maak, sodat hulle kan begin bou, want die grond moet uitgesaal word. Gaan jy agterbly wanneer die wegraping gebeur? Of kan jy werklik sê, en oppas voor ons net nee sê, oppas voor jy nee sê, jy gaan nie agterbly nie met soveel verskriklike sekerheid. Terwyl die Here vir ons sê, is een van sy eerste gebooie, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en al jou verstand. Kan jy werklik dit sê? Kan jy werklik sê, Here, ek het U lief, met my hele hart, my hele siel, al my krag, al my verstand. Al my verstand beteken, ek bedink nie dinge wat van die pad af is nie. Ek loop nie in 'n mall en ek kyk 'n girl uit haar klere uit nie. Dit beteken, dit wat hier binne aangaan, is dit wat God verduidelik vir ons in Filippense, alles wat rein is, wat eerbaar is, wat lieflik is en wat loflik is. Kan jy werklik dit sê? Kan jy werklik sê, oggend tot aand, is jy besig met die saak van God? Want hy sê, dit waarmee jy jou van vroegmôre tot laat aand besig hou, is dit wat getuig, wat jou belangstelling in jou lewe werklik is. Is jou belangstelling Christus, of is jou belangstelling eintlik maar net jou eie ek? Daai vol van jouself, daai trotsheid, ek erken geen fout nie, is eie ek.
Jy het jouself liewer as wat jy vir Christus het. Hy sê in Johannes 3 vers 30, God moet meer word in my lewe en ek minder. Is jy al daar? Kan jy op 'n pilletjie vertrou om vir jou nou jou mood nou te stabilise nie? Wat jy eintlik sê is, Here, U gee in die vrug van die Gees selfbeheersing, maar gee my die vrug van die Gees, maar nie hom nie. Dis eintlik wat jy sê. Jy kan vir my sê wat jy wil, jy kan op jou kop staan, jy kan vir my kwaad wees, jy kan wat ook al. Dit is wat jy sê. Jou antidepressant. Dis Here, U gee vir ons nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar wel van liefde, krag en selfbeheersing. Maar ek soek nie die liefde, krag en selfbeheersing nie. Ek wil eers myself bietjie jammer kry, maar alles wat nie liefde, krag, selfbeheersing is, gee dit vir my. Kan jy 'n appel eet sonder om alle vitamiene wat binne in hom is in te neem? Ja of nee? Wat van 'n lemoen? Kan jy 'n lemoen eet sonder om al die vitamiene wat binne in hom is in te neem? Nou presies, die vrug van die Gees werk dieselfde. Jy kan nie kies wat jy wil hê of wil nie. Jy het of die vrug van die Gees of jy het dit nie. Hy wat hom skuldig maak aan ewen een van dit, skuldig aan almal. Sê ek wat dit sê nie. Woord van God wat dit sê. Die tyd is nie net naby nie, dit is reeds hier. My gebed is dat die unnecessary bleating of the sheep sal stop en dat daar soldate van Christus sal opstaan en eerder sal help om die leeu en die beer te verslaan. Ek wil jou nie sien eendag op pad slagpale toe nie. Ek wil jou sien 'n soldaat van God wat saam met ons kom in die laaste oorlog. Daar toe rooi is hulle die foto's gepost, daar waar die slag van Armageddon gaan plaasvind. Die laaste oorlog waar die vyand vir altyd oorwin sal wees. Hy's reeds oorwin, hy weet dit net nog nie. Trotsheid is 'n ding. Alles, ek weet dit is 'n handvol wat gesê is vandag. Ek weet dit is baie inligting, dit is baie info alles, maar ek wil hê gaan herkou aan dit. Maar gemaak doodseker dat jy werklik by Christus Jesus is en dat jy nie agterbly nie. Wat help het ons wag vir 'n wegraping? En een stap hier uit en jy slaat klaar dood neer. Of dit 'n hartaanval is, dit is jy stamp jou kop teen iets, of dit wat ook al is. Maak doodseker dat jy werklik by Christus is, want jy weet dalk nie wanneer jy vertrek. Dit kan dalk voor die koms van Christus wees. Maar maak seker dat jy hom dan ontmoet. Right. Gaan herkou aan dit. Gaan dink baie mooi oor wat ek gesê het. Maar gaan vra Christus, Here, ongeag my eie opinies, breek U dit vir my heel oop. God pas nie aan by my en jou opinie nie. Ek en jy pas aan by die woord van God. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. Maak seker, jy kom terug as 'n soldaat van God. In Jesus naam. Here, ons eer U dat U vir ons 'n bepaalde tyd gee vir alles. Here, maar laat ons nie met die tye wat U vir ons gee, dit mors of laat verbygaan en nie gedoen het wat ons moes doen nie. Elkeen van ons het seisoene in ons lewe. Meerderheid se seisoen by School of Fire is 3 maande of is 'n jaar. Dan gaan die lewe aan. Maar laat elke een, Here, laat ons leer in die seisoen hierso,
Alles wat ons moet leer, dat ons inneem hier, wat ons moet inneem, dat daar 'n fondasie gegooi en gebou word, wat nie sal skeef trek en die mure in mekaar val nie. Kom wees U ons fondasie. Kom gee vir elke een, Here, 'n honger na U woord, 'n passie om vir Christus te leef en 'n ernstigheid met God soos nog nooit tevore nie. As ons geweet het dat die wegraping gebeur oor 3 dae, is daar 'n paar dinge in my lewe wat ek sou verander. As 'n paar mense met wie ek sou gaan regmaak het. As 'n paar veranderinge wat ek in my eie lewe sou toepas. Meer woord, meer tyd by God, elke ding. Maar waarom dat ons nou nie weet nie, gamble ons daarmee. Vader, laat ons daai uit ons uitkry. Want ons weet nie wanneer is die tyd en wanneer is die uur nie. Here, maar laat ons gereed wees vir wanneer U weer kom. In die naam van Jesus Christus. Amen.